Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Paulus sê in 1 Korintiërs 12 vers 3, Daarom maak ek julle bekend, dat niemand wat deur die Gees van God spreek, Jesus 'n vervloeking noem nie. En niemand kan sê dat Jesus die Here is nie, behalwe deur die Heilige Gees. Om Jesus Here van jou lewe te maak, beteken dat hy die eerste en laaste woord moet hê in alles wat jou raak. Dit beteken dat jy geroep is om saam met hom te wandel, om hom te behaag en om te doen wat hy wil hê, wanneer hy dit wil hê en op die manier wat hy wil hê dit gedoen moet word. Nou daar is baie voordele wat voortspruit wanneer 'n mens Jesus Here van jou lewe maak. Maar ek wil net vandag met jou 3 deel. Die eerste voordeel, wanneer jy nie weet wat om te sê nie, sal hy jou lei in wat jy moet sê. Jesaja 50 vers 4 sê, Die Here het my 'n geoefende tong gegee, dat ek kan weet om die vermoeide te verkoop met woorde. Die tweede voordeel, wanneer jy jouself nie kan verdedig nie, veg hy vir jou. Psalm 27 vers 1 en 2 sê, Die Here is my lig en my heil, vir wie sou ek vrees? Die Here is die toevlug van my lewe, vir wie sou ek vervaard wees? As kwaaddoeners teen my naderkom, om my vlees te eet, my teestanders en my vyande, ja myne, struikel hulle self en val. Die derde voordeel, wanneer die laste swaar voel, sal hy jou help dra. Psalm 55 vers 23 sê, Werp jou sorg op die Here, en hy sal jou onderhou. Hy sal nooit die regverdige laat wankel nie. Hierdie voordele is net 3 van die voordele wanneer jy Jesus Here oor elke area van jou lewe maak. Here, dankie vir al die voordele daarin, om U Here van ons lewens te maak. Ek kom vandag, en ek maak U Here oor elke area van my lewe. In Jesus naam bid ek dit. Amen.